Dit is woensdag 25 Maart 2026. Ons is die week besig om 'n bietjie oor oestyd in ons lewens te gesels. En ek wil vandag begin met 'n baie eenvoudige tema of boodskap, en dit lui soos volg: jy kan nie koring saai en verwag om waterlemoene te oes nie. Ons praat hier van wat in omgangstaal bekend staan as the law of the harvest. Voordat ons iets meer daaroor sê, kom ons lees Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Wat 'n mens saai, dit sal jy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. En dan die pragtige aanhaling van G.D. Boardman wat sê, die wet van die oes sê dat daar veel meer is as dit wat ons saai. Ons saai 'n daad en oes 'n gewoonte. Ons saai 'n gewoonte en oes karakter. Ons saai karakter en oes die toekoms. Dit wat jy saai, sal jy maai. Jy kan niks behoorlik oes as jy nie die nodige voorbereiding gedoen het nie. Dit geld nou vir saaityd, planttyd, snoeityd en hoe jy bemes het. Die wet van die oes kan egter ook op ons persoonlike lewens van toepassing gemaak word. Ek is soms verbaas dat boere wat elke dag intuïtief met hierdie wet op die plaas werk, so min daarvan in hulle eie persoonlike lewens toepas. Een van die beginsels van die wet van die oes is die beginsel van geduld. Ek kyk gereeld as ek iets gesaai het of daar nie dalk iets klein opgekom het nie. En soms is ek dan verras deur die spinasieplantjies wat soos hare op 'n hond se rug staan. Maar dit gebeur nie dadelik nie. En ek weet in hierdie tyd dat ek geduldig moet wees. Dat het soms nie eers help om elke dag te gaan kyk nie, tot jy op 'n dag dan verras word. Ons kan oor baie beginsels van die lewe redeneer, maar die wet van die oes staan vas. Wat jy saai sal jy maai, goed of sleg. Dit geld vir jou dade, die besluite wat jy neem, en selfs die gedagtes wat jy oor tyd vertroetel. In kort kom daarop neer dat jou dade konsekwensies het. En die konsekwensies van jou dade wys nie altyd dadelik nie. Dit neem oor tyd gestalte aan. Dit geld vir die goeie en die slegte dinge. As jy dalk vandag 'n bietjie moedeloos en neerslagtig is, staan op, gaan uit, gaan saai, gaan plant, doen iets op die plaas en in die lewens van die mense om jou. Saai 'n goeie woord, 'n stukkie geduld, 'n stukkie deernis. Saai 'n goeie daad. Doen iets, maak 'n belegging in die lewe. Die wet van die oes sal jou nie teleurstel nie.